Goeiemôre. Ons luister na oordenking 106 in die reeks Kopskuif. Vanoggend se tema is geluk en geld. Pieter van Jaarsveld in sy boek Dink jouself gelukkig beskryf Mite 7. Ek gaan gelukkig wees as ek finansiële voorspoed het. Julle ken mos die grappie van die man wat sê, ek weet hulle sê geld maak jou nie gelukkig nie, maar gee my net die kans om hulle verkeerd te bewys. 'n Lexus advertensie van 'n paar jaar gelede het gesê, wie ook al sê geld maak jou nie gelukkig nie, spandeer net hulle geld verkeerd. Die Lotto se slagspreuk is, your ticket to dream, jou kaartjie om te droom. As jy baie geld gaan hê, sluit dit baie drome oop. Wanneer 'n mens gaan naslaanwerk doen oor hierdie tema, naamlik die verband tussen geld en geluk, dan is daar uiteenlopende menings. 'n Mens vind oral artikels wat geskryf is oor 'n studie deur Kahneman en Deaton en 2 jaar later ook deur Matthew Killingsworth, wat hierdie verband ondersoek het. En kyk gerus, die navorsing is in 2019 en 2021 gedoen. Aanvanklik het Kahneman en Deaton bevind dat geld mense wel gelukkiger maak tot en met 'n bedrag van $75,000 sê nou maar. En daarna maak dit mense nie verder gelukkig nie. Maar Matthew Killingsworth se navorsing het bevind dat inderdaad, soos wat mense meer geld kry, wys dit daarop dat hulle meer en meer gelukkig word. Hulle bevindinge het artikels geïnspireer soos, Does money buy you happiness? Actually, yes. Artikel in Forbes. Can money buy you happiness? Scientists say it can. Die Washington Post. In The Guardian staan geskryf, Money can buy you happiness, says study, suggesting more is more. Laat ons begin by dit waarmee ek saamstem. Daar is beslis 'n verband tussen geld en geluk wanneer dit kom by die basiese behoeftes van menswees. Wanneer jy nie geld het vir basiese behoeftes soos kos, klere, blyplek, higiëne, gesondheid en mediese sorg, opvoeding en versorging van jou kinders en ander geliefdes nie, het dit 'n vanselfsprekende, direkte invloed op 'n mens se lewe, jou lewensgeluk, jou lewensvreugde en jou lewensvooruitsigte. In daardie opsig is dit altyd waar. Maar dan moet 'n mens sê, dis absoluut waar in die wêreld wat ons geskep het. Vir eeue het mense soos byvoorbeeld die San geleef in die ooptes van 'n Kalahari met absoluut geen besittings nie, geen mediese sorg of enige ander invloed op hulle lewe nie. En tog was hulle gelukkig, het hulle vol lewens geleef. So is daar baie sulke voorbeelde. Ek dink daar is 'n verband tussen geld en geluk in die sin dat diegene wat gedrewe is om sukses te behaal, geld eintlik sien as 'n telling op die telbord. Ek meen, die span wat gewen het op die veld, voel gelukkiger as die span wat verloor het. Mens kan dit daarmee vergelyk. Maar dit bring my juis waaroor ek maar skepties is oor hierdie ondersoeke. Kom ek sê jou hoekom. Die span wat op die veld nou gewen het, kan aandui dat hulle gelukkiger is. Hulle voel gelukkiger. Maar wat beteken dit in die groter prentjie van die lewe? Wat beteken dit vir die res van die dimensies van hulle bestaan, die verhoudings waarin hulle is, en dies meer? Hier is my mening. Eerstens, as jy die verband nagaan tussen geld en geluk, vra jy vir mense die vraag wat elke liewe dag van hulle hele lewe reeds beantwoord is, naamlik, geld gaan jou gelukkig maak. Ons geldgedrewe, advertensie-gebombardeerde samelewing suggereer van die 1 sekonde na die volgende dat geld maak jou gelukkig. En ons glo dit. Ek meen, hoe nou anders?
Tweedens, hierdie navorsing is gedoen deur vir individue te vra oor hulle ervaring van geluk. En dis min of meer dieselfde as om vir varkies in 'n hok te vra, maak meer modder julle gelukkig? Hulle gaan vir jou sê, ja, hoe meer modder, hoe meer geluk. Maar dit kos 'n spesie of 'n varkie wat buite die hok gaan staan om te vra, is dit werklik belangrik in die groter prentjie? Ja, varke wat in hokke vasgevang is gelukkiger met meer modder. Maar varke wat in die natuur vry rondloop, is gelukkiger. Al het hulle net 'n klein bietjie modder, maar hulle geniet baie ander vryhede. Derdens, in geheel gesien is die gemiddelde inkomste per huisgesin vandag dramaties hoër as 'n paar dekades gelede. Ek bedoel beduidend baie. Maar tegelyk is daar 'n geweldige, 'n dramatiese verhoging in die aantal mense wat ly aan geestesongesteldhede, soos depressie, verslawings, liggaamlike dismorfiese versteurings, en gevolglik is daar ook 'n toename in selfdood. So iets maak nie heeltemal sin nie. Vierdens, ervaring leer 'n mens dat die navorsing gate in het. My oupa en ouma, soos die meeste mense van hulle geslag, was meestal arm gemeet aan vandag se standaarde. Was hulle ongelukkiger? Inteendeel, hulle huis was vol vreugde en geluk. Gaan besoek iemand soos Paul Creer se huis. Gaan kyk in watter nederigheid het die mense gewoon. Of die huis waarin iemand soos Martin Luther gewoon het, of Shakespeare, of C.S. Lewis. Mense wat die gang van die wêreldgeskiedenis verander het, selfs beroemdheid verwerf het. En jy sien 'n lewe van eenvoud en gestroopdheid. Hulle het nie 'n tiende, nie 'n honderdste selfs, van die oorvloed gehad wat ons vandag het nie. In daardie vertrekke van destyds was daar 'n bed, stoel en 'n lesenaartjie. En tog, hulle was gelukkig en het betekenisvolle lewens in oorvloed geleef. Maar daar is selfs 'n belangriker faktor wat ons in ag moet neem. Die verband tussen geluk en geld meet 'n faktor op 'n emosieskaal en ignoreer 'n aantal ander faktore. As jy vir 'n korrupte politikus vra wat pas miljoene rande gesteel het, is jy gelukkiger as gister? Wat sal die antwoord wees? Hy gaan natuurlik vir jou sê, ja, baie, ek is uitbundig gelukkig. En dis die probleem met hierdie navorsing. Ons staan met ons lewens in geheel voor die aangesig van God. En as ek die Bybel reg verstaan, sien God ons nie aan in ons Gucci pak of watter ander ontwerpers gewaad ons ook al aantrek nie. Ons sal moet rekenskap gee van die rentmeesterskap waaroor ons aangestel is. Maar die Bybel sê ook, liewer 'n stukkie droë brood met vrede daarby, en 'n vetgemaakte kalf met 'n getwis daarby. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons praat vanmôre oor een van die grootste dryfvere van ons moderne wêreld. Die versigtiging na geld en goederes, meer en meer en meer. Die valse beloftes wat elke dag voor ons ingeslinger word, in elke advertensiebord, elke tydskrif, elke berig wat ons lees. Tog Here, is daar soveel nood, soveel gebrokenheid, soveel geestesongesteldheid in die wêreld. Ons vra dat U ons perspektief hieroor sal regstel, dat elkeen van ons vanoggend kan besef, geluk is nie daar nie.
Ons hoef nie te wag nie. Geluk en lewensvreugde is hier en nou in U teenwoordigheid. Help ons om dit wat so ontwykend is vir so baie mense, hier en nou in U te vind. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.